Daarom moet ons kinders van kleins af leer om dankie te sê, om dankbare mense te wees. Dit is deel van my karakter, dis wie ek is. Ek raak nie so nou en dan dankbaar nie. Ek leef dankbaar. Ek staan dankbaar in die oggend op. Ek gaan slaap dankbaar. Hierdie jare het die Here op so baie plekke gehelp. Hy het jou op plekke beskerm wat jy nie eens geweet het jy word beskerm nie. Hy beleef nie net 'n wonderwerk aan hom nie, hy beleef 'n wonderwerk in hom. Maar die Here is goed, is dit nie so? Net daar waar jy sit, steek uit jou hande so in die lug en sê, Here, ek aanbid U. Here, ek is lief vir U. Dankie vir 2025, dat U goed was vir my. Ek wil nie een van die weldade vergeet nie, Here. Ek wil sê, o my siel, maak die Here groot en vergeet nie 'n kleintjie nie 'n groote nie, van sy weldade aan jou bewys nie. Ons het gekom om dankie vir U te sê, Here. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg om vir die Here dank te bring so aan die einde van die jaar, is dit nie? Nou, ek weet nie van julle nie, maar dis my verskriklik lekker om voor dankie gesê te word. Dis nie net jy dankie soek as jy vir iemand iets doen nie. Doen dit en jy verwag 'n dankie nie. Jy doen dit maar uit jou hart uit, doen jy hierdie ding. En jy help iemand, gee ietsie, rol 'n klip uit die pad uit. Maar as iemand tyd maak, moeite doen om jou te bel, 'n WhatsApp te stuur, net jou hand te skud en te sê baie dankie vir wat jy vir my gedoen het. Nou verander dit iets binne in jou. Dis 'n lekker gevoel, né? Iemand vir jou dankie sê. Dit bring jou nader aan iemand. Want hierdie persoon het waardering vir wat jy gedoen het. Hulle sien raak dat jy nogal uit jou pad gegaan het, dat jy diep in jou sak jou hand moes steek om te help en hulle sien raak. Man, niks laat my lekkerder voel as 'n dankie nie. Is dit nie? Is jy ook so? 'n Dankie laat jou lekker voel. Dit maak so klomp emosies binne in jou los. En die beste van alles is, dit bring jou nogal naby aan daai persoon wat vir jou dankie sê. Skielik is dit asof jou hart net nader aan daai persoon se hart beweeg, by die persoon vir wie jy dankie gesê het. Die persoon wat aan jou dankie gesê het of vir wie jy dankie sê, julle harte beweeg net nader aan mekaar. Dis 'n kosbare ervaring. Skielik dink jy, dit was lekker om hierdie ding vir jou te doen, hoor. Die mooi dankie wat jy aan my oordra, maak iets in my binnekant. Maak dit iets in my binnekant los. Ja, spesiaal om voor dankie gesê te word. Maar dit is sleg as jy vir iemand iets doen en hulle sê nie dankie nie. Dit weer eens, jy soek nie die dankie nie, maar skielik is dit asof daai daad wat jy gedoen het, so half van die lug hang. Asof hy nie grond vat nie. Maar die dankie maak, dit voel soos iets wat afgerond is. Die goeie daad en die dankie, dit rond mekaar so mooi af. Daarom moet ons kinders van kleins af leer om dankie te sê, om dankbare mense te wees. Julle, daar is dan niks leliker as iemand wat entitled is nie. Is dit nie so nie? Wat dink dit moet my toekom? Dit hoort so. Die lewe skuld my ietsie. Dit moet so wees. Ons moet hulle van kleins af leer. Die kleinste dingetjie wat jy in die lewe kry, waardeer dit. Pas dit op. Pappa het hard gewerk hiervoor, mamma het hard gewerk hiervoor. En die Here gee dit vir jou uit sy groot liefde vir jou. Ons moet oppas. Dis dan lelik om te sien hoe kinders baie keer net speelgoed breek en goed, al van ondankbaarheid. Jy weet, hulle besef nie die waarde van daai ding nie. En daarom moet ons van kleins af ons kindertjies leer om dankbaar te wees, om vir Jesus dankie te sê. Van kleins af, dankie vir my kossies, dankie vir my klere, dankie vir my skoene, dankie vir my hondjie, dankie dat jy my help om soet te wees. jy bid saam met hierdie gebede, maar hulle moet leer van kleins af dankie te sê. 'n Ondankbare mens, 'n ondankbare kind, wat nie waardering het nie, wat goed net gryp en maak asof dit hulle sin is, dis nie 'n mooi mens nie. By ons gemeente het ons so 'n mooi kultuur, en regtig, dis 'n kosbare kultuur, wat oor dekades gevestig is. Dit het nie goedkoop gekom nie, waar ons waardering betoon. As iemand ietsie gedoen het, ons is oplettend. Ons sien raak, iemand het nagmaal bedien, iemand het die verhoog mooi gemaak,
Iemand het vandag by die voorportaal gestaan. Iemand het koffie bedien en roet het. Dis nie sommer net, dit moet so wees nie. Iemand het geverf. Iemand het gebou. Dis nie sommer net so nie. Iemand het uit hulle pad gegaan om moeite te doen. Iemand het 'n hospitaalbesoek gaan doen. Iemand het my voorbidding gedoen. En ek tel die telefoon op, selfoon. Ek sê baie dankie wat jy vir my gedoen het. Ek waardeer dit. Ons waardeer wat jy my doen, maar ons waardeer nie net dit wat mense aan ons doen nie. Ons waardeer ook bloot die feit dat mense in ons lewe is. Dat mense ons lewe verryk. Dankie dat jy in my lewe is. Dankie dat jy in my lewe is. Jy verryk my lewe. Dankie dat jy die lig van Jesus na my toe uitlewe. So mooi gebaar om vir mekaar dankie te sê. In hierdie Kerstyd mag jy moeite doen om die mense wat hierdie jaar 'n verskil in jou lewe gemaak het, te gaan dankie sê. 'n WhatsAppie te stuur, 'n briefie te skryf, ietsie te doen, ietsie klein te koop. Hulle sê ons vrouens hou van klein goedjies, klein BMW's, klein diamante, klein botteltjies parfuum. So is dit nie waar nie. Hulle hou van die klein goedjies in die lewe. Maar kom ons betoon ons dankbaarheid. Ons betoon dit. Is dit nie mooi nie? Nou, ons moet nie net dankbaar wees teenoor die mense in ons lewe nie. Die Bybel sê ons moet dankbaar teenoor die Here wees. Kolossense 3 vers 15 wat sê: "Wees altyd dankbaar." Altyd dankbaar. Dit is deel van my karakter, dis wie ek is. Ek raak nie so nou en dan dankbaar nie. Ek leef dankbaar. Ek staan dankbaar in die oggend op. Ek gaan slaap dankbaar. Ek het geleer om oor alles dankie te sê. Ek weet julle ook. Die kussing waarop jy slaap. Here, dankie vir die kussing. Dankie vir my ou toastbroodjie in die oggend, Here. Dankie Here vir my ou karretjie waarna ek kan ry. Dankie vir die broek. Hy span 'n bietjie, maar Here, dankie my broek. Dankie vir my dit en ag net die kosbare mense wat in my lewe gesit het. Dis nie net nou en dan dat ek dankbaar is nie. Ek leef dankbaar. 'n Mens moet as kind van God dankbaar lewe. Dis 'n karaktereienskap. Dit vorm deel van wie jy is. Dis jou menswees. Jy's 'n dankbare mens. Maar hoe anders kan ons dankbaar wees? Hoe dan anders? Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. Hy het sy lewe vir ons gegee. God het ons gekoop met die bloed van sy kosbare seun Jesus Christus. Hy het my sonde weggewas. En ek behoort aan hom. En daarom sê 2 Korintiërs 9 vers 15, ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Kan jy dink, ons het vergifnis van sonde ontvang. Ons is vrygekoop uit die mag van sonde. Ons behoort nie meer aan die duiwel nie, ons behoort nou aan die Here. Ek is 'n kind van God. Ek het 'n ewige bestemming. Ek is 'n hoopvolle mens. Die Here het my hele lewe kom verander. Ek behoort aan die Here. Kan ons haleluja sê? En daarby, sorg hy dag na dag vir ons. Hy help ons. Hierdie jaar het die Here op so baie plekke gehelp. Hy het jou op plekke beskerm wat jy nie eens geweet het jy word beskerm nie. Hy het sy engele gestuur om jou te bewaar. Hy maak vir ons deure oop. En dankie Here, hy maak vir ons deure toe. Hy maak 'n pad in die woestyn as daar geen pad is nie. Hy maak berge gelyktes. Hy antwoord nog steeds gebede en hierdie jaar was dit so gewees. Hy het ons hoeveel keer hierdie jaar gereinig. Wanneer die vuilheid van sonde op my lewe kom kleef het hy gekom wanneer ek gevra het, Here, ek is jammer. Vergewe my. Het hy met sy bloed gekom en my skoon gewas, gereinig. En ek en jy kan hierdie reiniging meer as een keer hierdie jaar in ons lewe ervaar het. Hy het die regte mense op ons pad gestuur. Net hoe ons dink, wat gaan nou aan? Stuur die Here die regte mense op ons pad. Hy gee ons guns. Hy bewys genade aan ons. Hy seën ons. Ons kon hierdie jaar meer bereik het as wat ons kon met sy hulp as wat ons op ons eie kon doen. Kan ons amen sê daarop? Hy help ons. Hy plaas die regte mense in ons lewe. Halleluja, wonderlik. En dan is daar natuurlik die klein genades, julle. Die klein genadetjies wat ons lewe vul. Daardie goedjies soos tandepaste. Dankbaar vir tandepaste, julle. As jy môre opstaan, jy voel, wat is hier in my mond, jy weet? Tandepaste help, halleluja, vir 'n vars mondgevoel. Ons wil Here dankie sê vir tandepaste, né? Ek lees 'n artikel van dinge waaroor mense dankbaar is. Het julle weet mense in die wêreld amper top van hulle lysies deodorant. Reukweerder. Okay. Ek is so bly daaroor. Julle is wonderlik, né? Voor 'n vergadering, jy het nie tyd om te stort nie. Dan gaan jy, weet jy ryk weer soos 'n nuwe sixpence. Dan gaan jy ryk fantasties. Julle, ek sien nog 'n ding waarvoor mense baie bly oor is 'n stretch waistbands. Dat wat so rek, jy weet mos. In die ou dae het jy net die goed het nie gerek nie. Daai broek het jou gedruk, jy het nie geweet hoe jy nou stretch jy goed.
Dis lekker, stretch materiaal, dis wonderlik. Julle stretch materiaal, dink ek, die ou wat dit uitgevind het, verdien 'n Nobelprys. Okay, dit klaar. Die van ons wat klein kindertjies het, ons is so bly vir Tannie Lientjie op YouTube. Die van julle wat nog nie Tannie Lientjie van weet nie, julle gaan nog uitvind. Tannie Lientjie is wat klein kindertjies vermaak. Tannie Lientjie, dankie uit my hart uit dat jy daai goed op YouTube gesit het. Ons dank die Here vir kinderlaggies in ons lewe. Ons dank die Here vir 'n bord kos. Julle, wonderlik om 'n bord kos te hê. Dis 'n groot genade wat in ons lewe kom. Dan natuurlik dank ons die Here ook vir airfryers. Kom aan julle. Die ouens sê airfryers is 'n wonderlike ding, né? Airfryer, 'n lekker ding. En natuurlik die 8ste wonder van die wêreld, speckled eggs. Sodat die stretch materiaal hulle plek kan verdien in ons lewe. Maar klein genadetjies, ons moet leer om goed raak te sien. Skoene wat ek aantrek in die oggend. Julle, kouse, ons vat dit so vanselfsprekend. Dit moet maar nie daar wees. Niks moet daar wees nie. Dis God se hand wat oor jou lewe oop is. Kan ons haleluja sê? Haleluja, haleluja. En alhoewel ek en jy derentyd, die Bybel sê altyd dankbaar moet wees. Ons leef so, dis my en jou karaktereienskap. Dis ons lewe, dankbaar. Is dit so fantasties om sulke dankie sê oomblikke in jou lewe te skep. En ons gemeente doen dit 1 keer 'n jaar. Skep ons so dankdag. Maar ons spesiaal, rustig, ongejaagd, gefokus, 'n dankdiens het. Ons vir die Here kom dankie sê, ons kom ons dankliedere sing en ons kom bring ons dankoffers. Wonderlike diens om so 'n oomblik te skep. Jy weet jy, julle as gesin moet dalk hierdie Kerstyd ook so 'n dank oomblik skep om 'n tafel. Jy sê, waarvoor is jy dankbaar teenoor die Here? Waarvoor is jy dankbaar teenoor die Here? Julle as familie, en ons moet dit vir die Here bring. Ons moet dit sê, vir die Here opdra. Dankie wat U vir my gedoen het, Here. U is so kosbaar. Vanoggend is so oggend, 'n dank oomblik. 'n Oomblik waar ons bietjie stil staan in ons besige lewe en 'n bietjie fokus op wat God vir ons gedoen het. Ons is soos daardie man wat van melaatsheid genees was. Onthou julle 10 melaatse mans, dan Lukas 17, en hulle sê, Here, ontferm U oor ons. En die Here sê vir hulle dat hulle moet aan die priesters toe gaan en hulle gaan wys. En op pad daarheen, sê vers 14 in Lukas 17, het hulle gesond geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy genees is, toe hy sien. Julle dankbaarheid begin by sien. Om raak te sien, om 'n oplettende mens te wees. 'n Onoplettende mens is 'n ondankbare mens. Jy moet oplet wat in jou lewe is. Toe hy sien dat hy gesond geword het hy omgedraai en God hardop geprys. Hy stop sy hele lewe net daar en hy bars uit in lofprysing. Hy sê vir die Here, prys die Here, dankie wat U vir my gedoen het. En hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Julle, die Here hou daarvan as ons hom dankie sê. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Halleluja. Jou geloof het jou gered. Sien julle wat gebeur in hierdie man se lewe? Hy word nie net gesond nie. Hy sal later weer doodgaan. Hy word nie net gesond nie, hy word gered. Sy dankbaarheid ontsluit God se groter werk in sy lewe. Hy beleef nie net 'n wonderwerk aan hom nie, hy beleef 'n wonderwerk in hom. Die ander het 'n tydelike genesing ontvang. Hulle sou weer sterf, maar hierdie man beleef 'n ewige geestelike verandering. Hy ontdek die Meester. Hulle ontvang genesing, hy ontvang redding. Saam beleef hulle die Here as geneeser, maar hy beleef hom as redder. En dankbaarheid leer ons in hierdie stuk. Maak jou gees oop om meer van die Here te beleef en te ondervind, as wanneer jy nie dankbaar sou wees nie. En nou beleef ek die Here in my werk. Ek ervaar 'n openbaring van God in my. Sien, ons ontvang nie net 'n wonderwerk nie. Ons ontdek die wonderwerker. Halleluja. En vandag bring ons dank aan die Here, aan die wonderwerker, die een wat voorsien, die een wat goed is vir ons vergeet nie. Onthou julle Israel, die Here gee vir hulle die beloofde land, en hulle gaan die beloofde land in, en die Here sê, onthou nou as julle in daai mooi land bly, moet my nie vergeet nie. Julle moet raak sien wat ek vir julle doen. Kom ons lees daarvan, van vers 10 af.
telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Here jou God dank vir hierdie goeie land wat hy aan jou gegee het. Sorg dat jy nie die Here jou God vergeet deurdat jy nie gehoorsaam is aan sy gebooie en bepalings en voorskrifte wat ek jou vandag gee nie. As jy nie gehoorsaam is nie, kan dit gebeur dat jy genoeg eet en mooi huise bou en rustig woon, dat jou grootvee en jou kleinvee baie word, dat jou silwer en jou goud vermeerder en jou besittings al hoe meer word en dat jy dan hoogmoedig word. En die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Dit is hy wat jou laat trek het deur hierdie groot en gevaarlike woestyn, vol giftige slange en skorpioene. En dit is hy wat vir jou water uit die klipharde rots laat vloei het in hierdie dor land sonder water en wat jou in die woestyn manna laat eet het. Iets wat jou voorvaders nie geken het nie. Hy het jou laat swaar kry om jou op die proef te stel en om agterna weer aan jou goed te doen. Jy kan dalk dink, my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf. Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is hy wat jou die krag gee om rykdom te verwerf. So hou hy die verbond in stand wat hy met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. So is dit nou nog. As jy ooit die Here jou God vergeet en ander gode aanhang en hulle dien en vereer, verklaar ek vandag dat jy beslis tot niets sal gaan. Omdat jy dan nie gehoorsaam is aan die woord van die Here jou God nie, sal jy net so omkom soos die nasies vir wie die Here laat omkom het. En die Here sê vir hierdie mense, luister, ek wil so goed vir julle wees, maar julle moet met dankbare harte teenoor my leef. Julle moet nooit dink dis julle eie krag en julle eie wysheid en slimmigheid wat hierdie goed vir julle bewerk het nie. Ek het dit vir julle gegee. Leef dankbaar voor my aangesig. Leef naby my. Leef gehoorsaam aan my. Kom betoon julle dank aan my. Dit gaan julle harte naby my hou. Dankbaarheid gaan jou hart naby God hou. En die Here sê vir die mense, as jy ondankbaar raak, gaan jou hart van my wegskuif. En julle gaan die pad begin byster raak. En dan kan ek julle nie meer seën nie. En die Here sê, ek wil julle seën. Maar as julle skuif en ondankbaarheid en hoogmoed en trots, vat julle op 'n pad, gaan julle op 'n pad beland wat julle nie wil beland nie. En die Here leer ons, leef naby my. Wees nederig dankbaar voor my. Bly verwonderd oor my goedheid. Bly altyd verwonder oor die goeie dinge wat ek in jou lewe doen. Moet dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. Moet dit nie net aanvaar as iets gewoon nie. Dis nie ek wat dit bewerk het nie. Dis God wat dit bewerk het. Dis nie jy wat jou lewe gebou het nie. God het jou lewe gebou. Hy verdien die krediet, hy verdien die eer, hy verdien die lofprysing en niemand anders nie. Kan ons haleluja sê? Haleluja. Want die Here deel sy eer met niemand nie. Onthou julle Jesaja 42 vers 8. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. En wanneer ons dankie sê, eer ons die Here en ons erken, Here, dis nie my goedheid nie, dis u goedheid. Ek erken dit. Halleluja, u het my die krag gegee om hard te werk. U het my die krag gegee dat ek waarlik, Here, hierdie goed bymekaar kon maak, maar dit was u wat my gehelp het. Aan u kom die eer toe. Onthou julle koning Nebukadneser in die Bybel? Hy het die fout gemaak om die eer vir homself te neem en hy het gedink dit was sy goedheid wat sy lewe so sukses gemaak het. Ons lees in Daniël 4 vers 30 van koning Nebukadneser van Babylon en hy het gesê, kyk net hoe groot is Babel. Kan julle hom sien? Hy staan daar in sy paleis, hy sê, kyk hoe groot is Babel. Hy sê, deur my groot mag, het ek daarvan 'n koningsstad gemaak, tot my eer en roem. Nie een keer sê hy, dankie Here, kyk net wat het ek, aan u kom die eer toe nie. Hy vat al die eer vir homself. Sy woorde was nog nie koud nie. Toe kom daar 'n stem uit die hemel. Daar is besluit, koning Nebukadneser, dat jy uit jou koningskap onthef gaan word. Jy sal uit die menslike samelewing weggestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryke op aarde en hy gee dit aan wie hy wil. Op dieselfde oomblik het oor Nebukadneser gekom wat gesê is, hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en hy moes gras eet soos beeste.
Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lank geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël. So hy beland in 'n staat van kranksinnigheid. Maar dan lees ons later in vers 34. Toe op die vasgestelde tyd het ek Nebukadneser na die hemel opgekyk om hulp. Skielik besef hierdie man daar in sy toestand, dis nie ek wat Babel gebou het nie. Dis nie my krag nie, dis nie my goedheid nie. Daar's 'n God in die hemel. Daar's 'n God in die hemel wat sorg en ek moet hom die eer gee, ek moet hom die dank gee. En hy sê en toe hy opkyk om hulp, staan daar en ek het my verstand teruggekry. En ek het die Allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig lewe geloof en geëer. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mens op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen u nie? En ek het my verstand teruggekry en my koninklike waardigheid. Luister, God bevorder 'n mens wat met dankbaarheid voor hom lewe, 'n nederige erkenning dat alles wat ek is en het is uit die hand van God. Die Here verhef so mens. Hy sê ek het my eer teruggekry en my majesteit is aan my teruggegee. My raadgewers en hoofamptenare het my opgesoek. Hy raak weer 'n belangrike ou. My koningskap is herstel en ek het selfs meer mag gekry as tevore. Wanneer ons God eer en dank en prys, begin God in ons lewe te werk. Ek Nebukadneser prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg. Sy optrede is regverdig. Hy het die mag om hoogmoediges te verneder. Halleluja. Kan jy jou hande net opsteek in hierdie kerk môre sê dank Here, ek eer U. Ek het nie 'n Nebukadneser gees nie, Here. Nee. Ek het 'n nederige klein gees voor U en ek prys U alle eer aan U. Jy kan jou hande laat sak. Baie dankie. Daarom sê Jakobus 4 vers 6, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Hy oorspoel 'n mens wat dankbaar vir hom lewe, sy lewe met genade. God werk anders in so mense se lewe. Nou hoe bewys ek dank aan die Here? Op so 'n dankdag, deur my lewe, hoe doen ek dit? Ek gaan net by 3 maniere stil staan vandag. Die eerste ene is danksegging. In Filippense 4 vers 6 lees ons dat ons al ons begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend moet maak. Danksegging is 'n belangrike ding. Wanneer ek bid, wanneer ek in die kar ry, al het jou kar roesmerk op, jy het 'n kar, hè? Sê dankie Here. Al is jou skoene nou nie meer die nuutste nie, dankie ek het skoene. En jy sê dit. Aan tafel sit jy nie net aan en eet nie. Hulle het eendag vir Abraham Lincoln gesê, die ou het gesê, man, ek bid nie vir kos nie, want ek glo nie daar's 'n God nie, ek eet net. Toe sê Abraham Lincoln, van dis baie snaaks, sy hond doen dieselfde. Maar 'n mens wat in die beeld van God geskape is, dank God vir kos. Terloops, hulle sê kos waaroor jy bid maak nie vet nie. Dis daai snoeperye tussen waar jy nie bid nie, wat die middelgewig vir jou gee, okay? 'n danklied, 'n danksegging, die eerste plek, tweede is 'n danklied. Psalm 95 vers 2. Laat ons tot hom nader met dankliedere, met lofgesange juig tot sy eer. Halleluja. Ons sing. Luister, van ons kan mooi sing, van ons sing minder mooi en van ons sing nie mooi nie. Punt, né? Maar ons sing, want dit gaan oor die hart. Ons sing. Ons sê vir die Here dankie. Nie net in die kerk nie, maar ook by die huis. Man, sit YouTube aan, sit Spotify aan of wat ook al platform jy gebruik. En kom ons sing tot eer van die Here. Dan die laaste een is 'n dankoffer. Dis wanneer ek my materiële goed, my finansies bring as 'n dankoffer aan die Here. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 9 vers 5, waar Paulus 'n dankoffer ingesamel het om die gemeente in Jerusalem te help wat baie swaar gekry het. Kom ek lees vir julle. Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer in orde te bring. 'n Dankoffer. Hy sê mense, kom ons gee vir daai mense. Dis 'n dankoffer aan God wat ons vir hom gee. En daarom aan die einde van die jaar bring ons danksegging. Ons bring ons dankliedere. Ons bring ook ons dankoffer. Maar interessant,
'n dankoffer is 'n baie interessante ding in die Bybel. Dis absoluut vrywillig. Al die offers in die Ou Testament was verpligtend geweest. Die brandoffer, die graanoffer, die sondeoffer, die skuldoffer, die slagoffer, hulle moes dit bring. Dit was deel van hulle wettiese reëls wat hulle moes hou. Net die dankoffer was vrywillig. Ons lees daarvan in Levitikus 7 vanaf vers 11 tot 15. En dan het die ou vrywillig 'n offer gebring. Dit was 'n hartsaak. Dit was 'n baie persoonlike saak tussen die gewer en God. Dit was nie 'n verpligte offer nie. Dit was 'n saak uit die hart uit wat ek gedoen het. En dit het daai persoon baie naby aan die Here gebring. Want die maaltyd wat hy die dier wat hy geoffer het, sou ook 'n maaltyd word wat hy geëet het in die teenwoordigheid van God. Dit het die verhouding met God verinnig, 'n dankoffer.